Het jy al ooit gewonder waarom dit soms so lank vat vir beloftes, profetiese woorde, om in vervulling te kom? En dat dit jaar na jaar smeek jy God vir dieselfde dinge, smeek jy God vir verlossing, met jou finansies, met verhoudinge, en dan voel dit net vir jou, maar God gee die beloftes, maar dit kom net nooit in vervulling nie. En as die versoeking daar, dat mens moedeloos raak, en afgemat raak, en afgestomp raak, en jy daar te begin twyfel oor die woord van God, begin twyfel oor sy voorsiening, of dat jy voel, maar God sien my nie raak nie. Hy doen net goeie dinge vir ander mense. En dat dit voel dat my woestyntyd net nooit verbygaan nie. En dat ek later in versoekinge val om fout by myself te soek. Fout in my verlede te soek. Om dit te sien dat God besig is om my te straf vir dit wat ek gedoen het of dit wat ek nie gedoen het nie. En deur te fokus op my verlede en foute in my verlede te soek, vergeet ek dan dat daar 'n kruis was en dat die bloed van Jesus Christus my gereinig het witter as sneeu. Ek sê nie dat ons nie 'n oor moet hê en moet toelaat dat die Heilige Gees vir my wys op my daaglikse tree, my woorde wat ek sê, my groei in hom, om ons meer en meer te maak soos Jesus, om hom te vorm na sy beeld. Dit is belangrik. Maar ek kan nie my verlede sien as die rede hoekom ek in die woestyn is nie. Maar hoekom is ek dan in die woestyn? Hoekom voel dit vir my God hoor my nie? Hoekom voel dit vir my dat jaar na jaar ek dieselfde smeekinge het? Dan lees ons in Deuteronomium 8 vers 2. Maar God vir sy volk sê, hy sê ja, julle is in die woestyn, maar onthou die tye waar ek aan jou voorsien het, juis in die woestyn. Wat ek daarin lees is wat God sê, moenie kyk na die woestyn nie, moenie kyk na die jare nie. Kyk na my voorsiening, verander jou beeld, verander jou oog waarna jy kyk. Want ons kan so vaskyk aan die woestyn, na die woestyn en na ons omstandighede en ons tekorte, dat ons vergeet dat in dit God nog altyd daar was en nog altyd vir ons deurgekom het. Ja, daar was nie oorvloed van brood nie. Ja, ek het nie gehad wat ek wou hê nie. Maar God was altyd daar. En dan sê God vir hulle, in die tye van woestyntye, die redes vir die woestyntye is, sodat julle self kan verootmoedig, en dat julle harte kan ken. Die Engel sê vir die woord verootmoedig humble. Hy sê kom op 'n plek dat jy jouself so verneder vir God, nie dat jy minder voel nie, maar dat jy weet, jou hart ken, om te weet dat jy nie uit jou eie krag kan nie, maar dat jy afhanklik is van God. En wanneer jy jouself verootmoedig om te besef, maar ek kan nie, maar God kan, om 'n einde te kom, op 'n einde te kom van jou eie probeerslag, om toe te laat dat God dit doen vir jou. Ons wil altyd self, behalwe vir dat ons self die eer wil soek, wil hê, wil ons ook self probeer om ons te kry by die land van beloftes, by Kanaan. Land van vrede, die land van oorvloed. Ek weet nie wat jou woestyn
tye is, en waarmee jy sukkel nie. Dit kan wees finansies. Dit kan wees dat jy voel jaar na jaar, keer op keer, moet ek so sukkel om al die balle in die lug te hou, moet ek so sukkel om kos te hê vir my kinders. En dat jy op jouself vind op 'n plek dat ek vrees vir 'n toekoms, want dit gaan net al hoe moeiliker. En dat God in die woestyntyd, in jou moeilike tyd vir jou wil leer, hy is jou Jehovah Jireh, hy is jou voorsiener. En dat jy jou oog moet wegvat van wat jy nie het nie, maar jou oog moet plaas oor dat hy voorsien. Dit beteken nie dat hy jou gaan los in die woestyn nie. Daar gaan 'n dag kom. Daar gaan 'n dag kom wat jy wel in die belofte land gaan inkom. Maar nou moet jou fokus nie wees op wat jy nie het nie. En nie soos die Israeliete kla oor hulle omstandighede nie, maar 'n oog gefokus op Christus wat jou voorsiener is. Jou voorsiener is. Jehovah Jireh. Dat hy vir vandag vir jou brood gaan voorsien. Vandag vir jou gaan help. Ja, baie keer sê ons, maar Here, hoekom het U nie die rekeninge betaal betyds nie? Dit voel net vir my, ek gaan net meer en meer agteruit. Waar is jou fokus? Jou fokus in verhoudinge, te sê, Here, my huwelik val uit mekaar, Here, my verhouding met my kinders raak net slegter. Hoekom, Here, kom U nie deur nie? Hoekom help U my nie? Dan sê God, fokus op my. Ek is die een wat jou help. Ek is die een wat verhoudinge herstel. As ons kyk na die hele uitroep van Dawid, toe Saul teen hom was, dat God bly sê, ek is jou voorsiener. Ek gaan jou help. Ek is die een wat veg teen jou vyande. Jy moet stil wees. Ek is die een wat vir jou gaan stry. Ek is die een wat gaan dit op 'n plek bring waar God gaan deurkom, ook in verhoudinge. So dit maak nie saak wat jou woestyn is nie. Dit gaan oor waar jou fokus is. Kyk ek na my omstandighede, kyk ek na my woestyn, of kyk ek na God? Wat sê, ek sal voorsien en ek sal jou bring by Kanaan. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. En ons moet die les leer, want daar's baie keer wanneer mens sê, okay, maar die rede is hoekom God nie deurkom nie, is dat ek miskien self iets moet doen. Daar's in sekere gevalle wat jy niks kan doen nie, doen wat God sê jy moet doen. Maar wanneer jy kom op 'n punt, maar ek kan niks doen nie, is om dit oor te gee. En dat ons nie dieselfde fout sal maak soos Abraham nie. Dat toe die belofte van Isak nie gebeur nie, daar Ismael gekom het. Omdat Abraham in sy eie hande probeer het om daai belofte in vervulling te bring. God wil ons juis bring op 'n plek wat ons kan sien dat ek niks kan doen in die vlees nie. My planne werk nie uit nie. Maar dat dit juis 'n goeie plek is om te besef, maar God wil. Hy wil vir my bring by Kanaan. Ek kan nie. Of dat ons hastig raak en dat ons sal wees so Saul. Saul mag nie 'n offer gebring het nie. Hy moes wag vir Samuel. Maar dag na dag het aanbeweeg en hy het angstig begin raak, want daar was 'n geveg wat hulle moes veg. En Saul het besluit, nee, okay, miskien moet ek maar God help en self die offer bring. Die 7de dag, die oggend, toe bring hy die offer, die middag toe daag Samuel op. Baie keer dan wil ons self dinge probeer en op dieselfde dag as wat God, wat die deurbraak is. Moenie moedeloos raak of na tyd kyk nie. Kyk na jou hart,
Laat God jou hart vir jou wys. Wat leef in jou hart? Want as God 'n belofte maak om te sê ek sal voorsien, dan sal hy voorsien. Begin hom glo en begin stimuleer die geloof in jou hart. Vat hom op sy beloftes. Herinner hom aan sy beloftes. Maar humble yourself before the Lord, om toe te laat, om te sê, Here, ek verneder myself, om te weet, ek kan nie, maar U kan. Gee tyd oor, en sê, Here, maak nie saak hoe lank dit vat nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, ek sal eindtyd stap. Maar daar kom 'n dag, wanneer ek in Kanaan sal wees. Daar was 'n dag, toe die Israeliete oor die Jordaan gegaan het, en hulle die beloofde land gesmaak het. Die land wat God beloof het. Daar kom 'n dag, wat jou woestyntyd verby is. Daar kom 'n dag, wanneer jy deurbrake gaan sien. Maar leer jou lesse in die woestyn, sonder om moedeloos te raak. En as jy dan vandag moedeloos is, en dat vir jou vandag voel, maar ek het nie meer dieselfde vreugde en opgewondenheid oor die belofte van God nie. Laat toe dat God jou hart weer opgewonde maak oor dit wat hy beloof het. Ja, daar is plek vir belydenis om te sê, Here, ek het moedeloos geraak, maar ek verneder net weer myself voor U om toe te laat dat U die werk in my hart doen en skool my in hierdie tyd. Ek wil nie uitmis op dit wat God vir my beloof het nie. God se woord is waar. En wat hy vir jou beloof het, sal gebeur. Op God se tyd. Hoekom sal ons nie altyd die antwoorde hê nie? Ons weet nie altyd hoekom dit lank vat nie. Maar juis in die tyd bly God vertrou, want sy beloftes is waar. Amen.